Voel jy soms oorweldig? Soek jy antwoorde in hoop te midde van uitdagings? Ontdek insig en bemoediging in Christus Jesus deur hierdie inspirerende Bybelstudies en dagstukke. Al sou die vrye boom nie bot nie, 'n diepgaande Habakuk Bybelstudie oor vertroue in God selfs wanneer dinge donker lyk. Ek is tot alles in staat. 'n Filippense Bybelstudie wat jou herinner dat jou krag in Christus lê, as ook die Kolossense Bybelstudie wat die heerlikheid en sentraliteit van Christus vier. Openbaring ontsluit, 'n vars blik op die boek Openbaring, nou ook beskikbaar in Engels as Revelation Unlocked. Vir daaglikse inspirasie, lees Words of Jesus for Men, 'n toegewyde dagstukkie spesiaal vir mans, en Wees oor niks besorg nie, wat jou help om in God se vrede te rus. Beskikbaar by jou naaste Koemboeke of aanlyn by www.koembooks.co.za. Vind jou anker, voed jou geloof. En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat Kom ons praat 'n bietjie oor gebed. Dis 'n belangrike ding. Ons het al 'n paar keer die versies gelees wat sê vra my enige iets en jy sal dit kry. Onthou julle? En dan sê party mense, wat beteken dit? Dan sê ek, ons gaan nog daarby kom. En ons het nooit. So ek dink dis nou 'n baie goeie tyd om by dit uit te kom. Bietjie te praat oor gebed. Wat gebed so verskriklik belangrik maak, is as jy praat oor gebed, dan praat jy oor die heerlikheid van Jesus en die praktiese deel van disippelskap in een. Want disippelskap om 'n Christen te wees, is 'n baie praktiese ding. As dit net filosofies is, dan kan jy maar weet, hy sal uitmekaar val soos 'n saggekookte hoendertjie. Maar die feit dat ons prakties in ons lewens agter Jesus aanloop om hom meer te leer ken en te leer om hom gehoorsaam te wees, is waaroor Christendom gaan. Nee, dis 'n praktiese saak. En ons moet praat oor gebed, en ek kan omtrent nie die onderwerp begin as ek nou nie eers sê, ek het al gehoor mense sê dat gebed het groot krag. Nou ek wil vanaand sê, dis eintlik nie korrek nie om te sê, gebed het groot krag nie. Dan, veral as ek het so sê, en sê mense, nee, dit is. Kyk wat staan in Jakobus 5. Wat staan in Jakobus 5? Die vurige gebed van regverdige het groot krag. Sien jy? Gebed het groot krag, maar ons wil nou vanaand sê, ons begin nie so nie. Jy sê, God het groot krag. Wanneer ons oor gebed praat, praat ons nie oor die Christelike of 'n Christelike towermiddel nie. Nee, dat ons het 'n spesiale inkantasie. Nee, dis is 'n toorformule. As toe ons kinders was, het ons gesê simsalabim. Onthou julle dit? 'n Gebed is nie simsalabim nie. Gebed is waar ek in aksie tree op 'n spesiale manier. Dis waaroor ons wil praat. Met die lewende God van hemel en aarde. En hy het die krag. Sien, hy is die een wat die wonderwerke verrig. Hy is die een wat toetree en mense se lewens bedien. Hy is die een wat ons harte verander. En ek dink as mense dit nou so sê, as jy sê, hier is waarskynlik 'n klomp mense vanaand hier wat geliefdes het, familie, kinders, wat nie by die Here is nie. En jy bid dalk al lank vir hulle, of jy dalk nou net onlangs begin. En ek dink my ma was een van die voorbeelde in my eie lewe van 'n ma wat vir haar kind en haar kleinkinders kon bid. Sy het nie goed geslaap nie, en sy het baie ure in 'n dag was sy wakker, en sy het eendag gesê, maar as die duiwel haar wil wakker hou, dan gaan sy bid vir haar kinders. Toe dink ek, ja, dit is 'n slim manier om dit te sê. En dan bid sy bid vir ure deur die dag. Gaan sy deur al die kinders, sy bid vir my, en sy bid vir Pippa, en sy bid vir die kinders, sy bid vir hulle huweliksmaats, toe is hulle nog op skool. Dan bid sy al vir hulle, sy kyk so vooruit, en ek is so bly, want sy het hulle nooit gesien trou nie. Maar sy het vir hulle gebid, jare voor hulle nog enigstens gedink het aan rooijakskene kry. Bid sy vir hulle, is dit nie lieflik nie? En hoekom is dit so 'n integrale deel van Christendom? Ons wil vanaand 'n bietjie daarna kyk. Die eerste ding is om te sê, ons het vrymoedigheid in gebed, omdat ons God ken.
Ons het vrymoedigheid om na God toe te kom, as sy kinders, as sy familie, sy familielede. Hy het ons familie gemaak, omdat ons in Jesus is, en ons kan na hom toe kom. En as Paulus die gelowiges leer, sê hy vir hulle, maak julle begeertes bekend by God met gebed, smeking en danksegging, en dank God die Vader. So ons verstaan dit, is deel van ons familie wees met God, om met hom te praat oor wat ons belewe in ons lewe, met hom te praat oor wat ons sien in die mense om ons, vir ons geliefdes, vir ons toekoms. Maar ons is nie besig met 'n towerformule nie. Ek en Pippa was in die Oekraïne, en daar het die mense geleer, hulle het niks van God geweet nie. Maar die bietjie wat hulle nou al by die kerk gehoor het, hulle gaan so 1 of 2 keer in hulle leeftyd kerk toe. Eerste keer was hulle nie bewus daarvan nie, want dit was toe hulle gevat is om gedoop te word in die kerk. En dan baie van hulle was die tweede keer eers by hulle begrafnis, so nie een van die twee is hulle bewus, hulle is in die kerk. Maar dan van hulle so darm, jy weet, so 1 keer gaan jy en steek 'n kersie aan, en dan staan jy nou daar, en dan bid die priester. Maar hulle het geleer, dat 'n gebed moet jy net so bid, soos wat dit staan in die Bybel, woordeliks net so, want dis waar die krag lê. Die krag lê en dat jy die woorde net so sê, soos wat dit daar staan. So hulle wyk nie af, nie 1 jota of titeltjie van 'n gebed soos hulle hom verstaan nie, want die krag lê in die woorde. Nee, dis baie soos 'n inkantasie, en ons verstaan, maar dit is glad nie hoe gebed werk. Ons weet dit, en as jy dit nie weet nie, hoop ek, jy vind dit nou vanaand uit. So as jy 'n Bybel het, wil ek jy moet saam met my lees. Ons gaan kyk na ons eerste gedeelte wat ons wil lees, is 1 Johannes hoofstuk 5. 1 Johannes hoofstuk 5. Nou, een van die kosbaarste goed wat gelowiges geleer word oor gebed, en ons gaan dit nou lees, hoe Johannes nou al 'n bejaarde man, as hy hierdie brief skryf, hy was die jongste disipel van al die disipels, sy die jongste een. Hy was ook die een wat op Jesus se bors gelê het by die nagmaal, julle sal onthou. Hy was ook genoem die geliefde disipel. En hierdie is nou jare later, nou is hy al 'n bejaarde man, baie naby aan sy eie einde, skryf hy hierdie briefie. Skryf hy vir gelowiges, praat met hulle oor die lieflikhede van Jesus Christus, die herder van ons siele. En hy sê hierdie verskriklike belangrike ding oor gebed. Hy sê die volgende vers 14. Johannes skryf, 1 Johannes 5. Julle het nou 1 Johannes, nee, nie die evangelie nie, maar 1 Johannes. So agter in jou Bybel. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 lees, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor wat ons ook al vra, weet ons dat ons die versoeke het wat ons van hom gevra het. Ek dink dit is die 83 vertaling wat dit so stel. Is dit nie veel interessant nie, nee? Kyk wat sê hy. Hy sê, dis die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Nou hier's 'n paar mooi wonderlike goed wat 'n ou dadelik kan raak lees as jy dit lees. Eerste ding is, hy praat van vrymoedigheid. Nee, ons het dit nou klaar aangeraak. Hy sê, maar ons as die familie van God het vrymoedigheid voor God. Ons behoort aan hom. Hy is ons lewe. Hy is ons verlosser. Hy is ons Here. Nee, hy is ook ons eindbestemming. Ons gaan na hom toe, is vir my so wonderlik. Jy sal nooit lees dat Jesus sê vir sy disippels, hy gaan nou binnekort hemel toe nie. Het julle al opgelet? Nooit sê hy vir hulle, nou praat hy met hulle oor sy kruisiging wat gaan kom, en dan sy opstanding, maar hy sê nooit hy gaan hemel toe nie. Nooit, nie een keer nie. Hy sê elke keer, ek gaan na my Vader. Hy gaan nie na ergens nie, hy gaan na iemand. Nee, en ons praat dieselfde. Nee, dis belangrik dat jy moet verstaan. Ons gaan nie net bloot hemel toe nie. Gaan nie bloot hemel toe nie. Ek vertel vir Pippa. Nou die aand kry ek 'n droom. Hoe vir julle dit gou vertel, nou dat ek dit op het is. Ek kry 'n droom van ek is in 'n soort huisbak. Pragtig, so mooi, maar oop huisbak. Hy het net 'n reëling so om.
En ons sak nou so half, so jy kry nou so half die idee, dis soos 'n fliek, nee, in die droom, jy's nou in 'n ander wêreld, nee, daar's nie toue of kabels nie, hy sak net so, jy weet so. En ons sak op hierdie pragtige landskap. Dis sulke landerye met die mooiste eksotiese tropiese oeste wat staan groen. Daar's nie 'n fout in niks nie. Almal is so netjies, almal is so mooi, die landerye is so fantasties en die huisbak sak so neer. En ek vra vir die persoon wat ons ontvang, hulle ontvang ons met soveel gulhartigheid en vrymoedigheid. Ja, ek vra, waar is God? En die vrou sê, hy kom nooit hiernatoe nie. En ek sê vir haar, met ander woorde, dis die hel hierdie. Dis my droom. En ek word wakker en vertel ek vir Pippa. En ek sê vir haar, weet jy wat is vir my die wonderlikste ding van hierdie hele droom? Is die les wat jy moet verstaan en leer, dat die hemel is die hemel nie oor die plek nie, maar oor die persoon wat daar is. Ons gaan nie net bloot hemel toe nie. Ons gaan na die Vader toe. Ons gaan staan voor ons Here en Meester Jesus Christus, die herder van ons siele. Ons gaan na hom toe, nee? Ons gaan na iemand toe. Ek dink ek het al vir julle vertel, my pa, na my ma oorlede is, nou vra ek, pa, as jy nou in die hemel kom, sê ek nou, as jy nou in die hemel kom, wie gaan jy die blyste wees om te sien? Vir ma of vir Jesus? Dan lag my pa net, hy lag net so. Sê ek, dis aan my gedagte om aan te dink. Hoe werklik is Jesus vir my? Ek gaan na hom toe. Nou skryf Johannes, ons het vrymoedigheid voor hom. Is hy iemand? Ons het 'n Vader, ons het 'n herder. En ons kan hom vra, en ons het die vrymoedigheid en die blydskap om te weet, dat hy vir ons gee wat ons vra. En dan belangrik, as ons iets vra, volgens sy wil. Want jy weet, en ek weet, dat jy kan voor God staan, en vir hom iets vra, wat nie in sy hart is nie. Nie waar nie? Jy kan dit doen. Jy kan iets vra, wat eintlik teen God indruis. Jy kan dit doen, maar ek en jy, het iets kosbaar in ons lewe, en dit is, dat die wil van ons Vader, en die wil van ons Here, is waaroor alles gaan. Dis al wat vir ons saak maak, as gelowiges. En as jy nou vanaand hier sit en jy dink, sjoe, maar dis nie vir my so belangrik nie, dan dink ek is so bly jy is hier vanaand. Want dan kan jy 'n kans kry om gelowig te word. Net dat die wil van God is die bepalende faktor in ons lewens. Daar's niks lekkerder en niks meer deugsaam en niks meer standhoudend as om te praat oor die wil van God nie. Wat wil hy hê moet ek doen? Waarheen wil hy hê moet ek gaan? Wat wil hy hê moet ek sê? Hoe wil hy hê moet ek optree? Dis die mees sinvolste gesprek vir 'n disipel van Jesus om te hê. Ons wil weet, waar is Jesus in hierdie saak? Die ander mense is vreeslik ingestel daaroor om te praat oor wat het Trump nou weer gedoen. En wat het Zelensky nou gesê? En wat het Ramaphosa gesê? En wat sê Kagame van Rwanda? Ons praat daaroor, ons kan ure daaroor praat. Vir die disipel van Jesus is dit glad nie 'n interessante gesprek. Ek kan sê ook sê, ja, ek het gehoor, hy sê dit, maar dis nou nie 'n gesprek wat ek nou wil vreeslik aan die gang hou nie. Ek wil oor iets anders te praat. Ek wil sê, wat het Jesus gesê? Wat sê hy? Want dis die bepalende gesag. So dit is die vreemd vir Johannes om te sê, ons bid volgens sy wil. Wat beteken dat ek en jy vind uit wat is sy wil, nie waar nie? Ek wil weet wat wil hy. Dit is 'n baie kosbare ding, wat ek verstaan dat my lewe is om in te slot met wat hy wil. Ek weet wat Richard wil, maar wat Richard wil bring nie lewe nie. Maar wat God wil, dis waar die lewe is. So ek wil, jy hoef nie vir my te vra wat wil Richard nie, ek is totaal en al belese op wat Richard wil. Ek hoef nie te sit en te mediteer oor wat wil Richard nie, dis vir my 'n klinkklare ding. Ek het nodig om myself in te stel weg van Richard na God toe.
om te hoor wat wil hy. En weet jy nog 'n ding, terwyl ek nou daarop sê, voor ons afstap van hierdie versie. Richard besluit ook nie voor die tyd wat wil God nie. Nee, want jy kry dit ook. Ek besluit sommer klaar voor die tyd. Ek vra nie vir God nie, ek soek nie sy aangesig nie, of soos Dawid skryf in Psalm wat is 27, nee, dat ek die lieflikheid van die Here kan aanskou, en dit bestudeer. Nee, ek doen nie dit nie, ek besluit sommer net. Ja, die Here wil hê ek moet dit doen. Baie mense doen dit, dan bid hulle so. Hulle spandeer nie tyd met die Here om uit te vind wat nie. Ja, hulle bid sommer net hulle eie goed. Dis nie wie ons is nie. Ons wil hoor wat wil hy. En dan wil ons inslot met dit. En ons wil voor hom gaan staan en dit vir hom terugbid. En ons wil verstaan, maar wat is die groot vraag, beteken dit prakties? Hoe doen ek dit prakties? Nou, ek wil vir jou daar 'n skrifgie of 2 gee, jy saam met my lees, want dis eintlik baie kosbaar. God se wil is op 2 maniere kom dit na ons toe. 2 maniere. Julle sal al 2 baie goed ken. Die een manier, hoe ek die wil van God kan leer ken, is deur die woord. Klaar openbaar. Kan deur die woord, ek gaan kyk na die woord en sien wat sy wil is. Nou, kyk, hier's 'n paar voorbeelde vir julle. 1 Timoteus, 2 vers 4. Nee, ek het nou so 4 versies. So lees gou saam met my, dan sien julle. Daar's 4 voorbeelde van wat ons kan sê, wat ons klaar weet, dis die wil van God. Hy sê dit. 1 Timoteus 2 vers 4. Nou daar staan, 1 Timoteus 2 vers 4, God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Is dit nie mooi nie? Wat wil God hê? Want dis waar ek wil inslot en ingeleef en dis wat ek wil bid. Wat hy wil hê. Want wat ek bid volgens hy wil, dit gee hy. Dink gou aan jou kinders. Dink gou aan jou kinders wat nie by die Here is nie. Ek wil nou vanaand vir jou sê, as jy nou hier sit, of jy dalk ouers, jy is nou jonk genoeg om nog ouers te hê, en hulle is nie by die Here nie. God wil hê dat alle mense gered word. Jy kan met groot vrymoedigheid voor God staan en bid vir hulle siele. Met groot vrymoedigheid, hoor? Hoef nie skaam te wees, hoef nie te wonder, hoef nie, ja, maar is hulle nou uitverkies, of is hulle nou nie, en sê nou hulle is nie, jy hoef nie, jy kan dit los, jy kan met groot vrymoedigheid voor God staan en sê, ek verstaan, ek hoor, ek leer, ook deur die Heilige Gees, dat U wil hê, dat alle mense tot kennis van die waarheid kom. Daarom, Here, bid ek nou vir my kinders, my kleinkinders, my ouers, of wie ook al voor die Here staan. Daar's die eerste ding. Tweede ene is, nou moet julle so 'n bietjie vroeër gaan na die Nuwe Testament, en dis in Efesiërs. Ons gaan nou weer terug gaan na Tessalonisense, so jy hoef nie te ver weg te bly nie, maar Efesiërs 5 is die volgende een, wat ons weet, het word openbaar dat dit is God se hart, en dit is sy wil. Hierdie is vir my 'n kosbare een. Paulus skrywe, Efesiërs 5, vers 18, hy sê, ek dink ek het 'n 83 vertaling, wie het 'n 53? Het jy 'n 53? Kan jy vir my lees gou? Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Is dit nie mooi nie? Nee, wees vervul met die Gees. Dis God se wil vir jou. So die, ons het mos nou 'n hele paar aande gepraat oor die Heilige Gees. Dit is God se wil, dat jy met die Gees van God deurdronge sal wees. Jy kan met groot vrymoedigheid voor God staan en sê, Here, vul my met U Gees. En dis nie 'n eenmalige gebedjie nie. Ja, as jy vanaand hier 'n getuienis het en sê, ja, jy onthou so goed, hoe kragtig was dit in 1992, toe die Here jou vervul met die Gees, dan sê ek, prys die Here, maar ek hoop nie dit was die enigste keer nie. Ek hoop nie dit was die enigste keer nie. Kan groot vrymoedigheid voor God staan. Derde een, nou gaan ons na Tessalonisense toe. Ons was nou daar in die omtes van Timoteus, nou dis presies waar Tessalonisense is, 1 Tessalonisense 4
4 vers 3. Hier is nog 'n lieflike voorbeeld. 1 Tessalonisense 4 vers 3 en die 83 sê, want dit is die wil van God. As my so mooi as dit so begin, al weet jy hier kom iets groot. Dit is die wil van God. Julle heiligmaking. Dis die wil van God, dat alle mense gered word, dat jy vervul is met die Gees, en dat jy 'n heilige lewe sal lei. Sal leer wat dit is, om in heiligheid voor God te lewe. Dit is die wil van God. Ek kan met groot vrymoedigheid voor God staan met my lewe, en sê, Here, leer my, wys my, help my, bedien my. Dit waarmee jy sukkel in jou lewe, wat jy net weet, dit dra nie die goedkeuring van God weg nie. Jy kan met die grootste vrymoedigheid na God gaan, jou hart voor hom oopvlek, en sê, Here, skyn die lig in die waarheid. Wys my op die ewige weg, soos Dawid bid. En dan 'n laaste voorbeeld wat ek wil wys van, is ook in Tessalonisense, dis 1 Tessalonisense 5, dit die volgende hoofstuk, vers 18. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God. Dus weet, daar staan dit is die wil van God, dat ek in alles dankbaar sal wees. Nou, ek sal wonder, vir wie hier sal dit nie 'n groot les wees? Is dit tans 'n groot les om te leer, om in alles dankbaar te wees nie? Die skrif sê duidelik, dit is die wil van God. Ek moet leer hoe. Ek kan met groot vrymoedigheid voor die troon van God staan en sê, Here, Jesus, leer my hoe om U te gehoorsaam wat dit betref. Ek het nie 'n spesiale openbaring nodig oor dankbaarheid nie, dis klaar daar. Sien julle dit? Dis klaar openbaar. Dit is die wil van God. Pippa wil iets lees. Wie vir jy moet die vers klaar lees? Goed lees jy hom klaar. For this is the will of God in Christ Jesus. for you. Amen. So, daar's twee maniere hoe jy die wil van God kan leer. Die een is in die woord. En ek wil nou weer vir julle sê, as 'n lieflike familie by mekaar, moenie versies lees nie. Nou het julle gesien hoe my vrou wys hoe belangrik dit. Lees die Bybel. Moenie versies lees nie. Nee, ek gebruik dit nou maar die versies om julle te wys, maar lees die woord, kry die woord in. Ek onthou my pa het altyd so beduie. Ek sien hom sommer voor my. Dat die woord jou was. Lees die woord, kry die woord in. Daar's soveel baie van hierdie Bybellees programme. Nee, luister, jy kan nooit sleg doen as jy dit volg nie. Kan nie. Kry jouself in 'n dissipline om die woord te lees. Ek en Pippa het, toe ons so gereis het, dan het ons een van hierdie audio Bybeltjies in die kar. Julle sal nie glo hoeveel Bybelboeke kan jy lees terwyl jy ry nie. Kry die woord in. Dat dit oor jou spoel, maar terwyl dit gebeur, leer ek ook God leer ken. En ek wil, terwyl ek dit sê, wil ek vir julle net noem, iemand stuur vir my 'n video, ek kan nou nie onthou, dit was dalk een van julle, van 'n vrou wat sê, sy het besluit om die Bybel van voor tot agter deur te lees. En toe sy om die eerste keer deurlees, was dit vir haar 'n disaster. Sy was omgekrap, sy was depressief, sy was sommer moeilik. Toe gaan sy na haar predikant toe. Toe sê sy, maar sy het nou die hele Bybel deurgelees van Genesis tot by Openbaring en dit was glad nie 'n positiewe ervaring nie. Toe sê die predikant vir haar hierdie woorde. Hy sê, ek wil hê, sy vertel nou, né? Sy sê, hy sê vir my, ek wil hê, jy moet dit weer doen. Maar hierdie keer, in plaas van jouself te soek in die Bybel, soek God daar. En sy is toe nou nie baie ingenome met sy wyse raad nie, maar sy gaan huis toe, sy besluit, maar sy sal dit ook doen. Sy sal dit ook sommer doen. Nee, en sy doen dit. Sy begin weer van Genesis. Sy lees reg deur tot by Openbaring, maar hierdie keer soek sy nie haarself daar nie. Sy soek God daar. En sy sê, daar verander haar hele wêreld.
toe dink ek, wow, wat 'n getuienis om te gee. Nee, want jy lees die Bybel en jy soek nou jou gunsteling versietjie vir die dag, jy weet wat ook al, jy soek heeltyd jou daar, terwyl God homself openbaar en jy mis dit. Wat 'n verskriklike disaster is dit nie. Nee, goed, nou, kyk wat sê Jesus ook oor gebed op hierdie selfe onderwerp. Lukas 22 vers 42. Nou, ek het nou al gehoor hoe ouens ten gunste hiervan preek en ook negatief teenoor dit staan in 'n preek en vir mense leer dat dit is nie regtig nodig nie. Maar dit is so opvallend dat die meester van ons siele, toe hy nou op aarde is as 'n mens, en Paulus en die ander apostels het hoeveel keer gesê, sy lewe is vir ons 'n voorbeeld gegee om daar te volg. Nee, op 'n tasbare manier. Lukas 22 vers 42, bid Jesus. Hy bid, Vader, as U wil, neem hierdie beker van my weg. Nogtans, nie my wil nie, maar U wil. Lukas 22 vers 42. Het jy hom? Sê as jy hom het. Het jy hom? Vader, as U wil, neem hierdie beker van my weg, nogtans nie my wil nie, maar U sin. Dat daar's kere waar ek in 'n situasie kan kom en nie regtig kan onderskei wat is die wil van die Here in 'n bepaalde situasie nie. Maar ek weet, daar's een ding, bo alle ander dinge weet ek hierdie een ding, dat die wil van God is die bepalende faktor. En hy openbaar hom aan my in sy woord, hy openbaar hom ook aan my deur sy gees in my binneste. Maar ek kom in sekere situasies waar ek regtig nie kan onderskei. Wat wil God in hierdie saak hê nie? Ek kan dit nie onderskei nie. Ken jy dit? Ja, daar's kere waar jy dadelik weet, né? Jy is in 'n bepaalde situasie en jy kan onmiddellik onderskei. Weet wat dit is. En as daar sekere kere, miskien is dit as jy emosioneel te betrokke is of wat dit ook al is en jy kan net nie sien nie. Dan maak jy wat Jesus hier maak. Hy sê, Vader, neem die beker van my weg. Maar nogtans nie my wil, maar U wil. So, jy weet, daar sekere kere waar daar is iets wat ek regtig van die Here verlang, en ek gee dit vir hom, maar bid met groot vrymoedigheid saam met dit, maar nogtans nie my wil. Daar sekere kere waar ek kan bid en sê, Here, verlos my van hierdie pad waarop ek nou is, want ek sien waar hy gaan het, en het gaan vir my duur pad wees hierdeur. Here, verlos my hiervan. En dan dink ek, maar, het kan wees dat die Here my juist hierdeur wil lei. Dan bid ek, Vader, nogtans nie my wil. U wil. Ek is heeltemal in U hande. As U my hierdeur wil vat, dan is dit reg so. Nee, ek het eendag gebid, o ja, moet dit vir julle vertel. Ek was 22 jaar oud, so dit was sommer nou die dag. En ek sit daar bo op Franshoek op die berg, en ek het 'n belangrike saak om met God te praat. En dit is oor die hele aangeleentheid van meisies. Dis 'n moeilike saak. Ja, Here, nou aangaande Eva. So, maar nou het ek nou nie 'n vreeslike gawe trekrekord tot op daai stadium gehad nie, so, en ek besef net, ek het nou net teruggekom na die Here, na ek nou vreeslik rebelleer het, en ek is nou terug by die Here, en ek wil net hierdie saakie net met hom uitpraat. Ek wil net sê, Here, soos wat ek dit nou verstaan, vir die volgende 2 jaar, wil ek nou regtig nie, enige energie mors, of so, op die teenoorgestelde geslag. Want ek het te veel goed in my lewe om uit te werk, en ek wil regtig nie, ek wil net vir u sê, vir die volgende 2 jaar, wil ek net my eie hart en my eie lewe uitsorteer, want ek het verskriklik bagasie en so en so en so, en ek eindig deur te sê, maar Here, ek wil net byvoeg, as u nou van ander mening is,
dan is dit reg met my, maar ek sê net, ek wil net vir u sê, as u my raad vra. Ek het so gebid, ja. As jy nou vra, wat sal ek nou dink? Wat dink ek nou? Dan dink ek nou vir die volgende 2 jaar niks daarvan nie. Nee, want daai ou spanningkies wat so is, glimlag sy nou vir my, hou sy vir my, daai ou goedjies. En dit was Februarie 1991. Julie is ek verloof. Desember is ek getroud. Maar weet julle wat was die kosbaarste van dit alles? Want hoe snaaks ook al die gebed dink, dit was absoluut opreg. Nee, om voor die Here te sê, Here, ek het eerste dinge eerste. Ek het nodig om my hart uit te sorteer. En ek buig my voor die Here en ek sê eerlik, en opregtheid, Here, mag ek verstaan. As u nou sê nee, so aan, dan sit reg met my, maar volgens die lig wat ek het, dis die pad wat ek gaan. En die Here sê dankie. Nou is jy in die regte plek dat ek vir jou 'n vrou kan gee. Nee, is dit nie mooi nie? Ja. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. 'n Regverdige, ons gaan nie vandaan daaroor praat nie, maar ek wil hê julle moet 'n mental note maak hiervan, om te kan verstaan. Die regverdige wat voor God staan, is iemand wat homself oriënteer met God, sy hart in lyn kry met wat hy wil, en bid daarvolgens. Dis waar die krag lê, want die krag kom van God af. Dat ek met groot vrymoedigheid kan bid en sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dan skryf Paulus, kom ons lees gou daardie gedeelte. Paulus skryf in Romeine 8 vers 26 hierdie wonderlike woorde, Romeine 8, hoor wat sê hy? Hy gaan nou praat oor die Heilige Gees wat in ons is, want jy kan nie deel van God se koninkryk wees as die Gees van God nie in jou is, dit is onmoontlik. Jy kan nie wedergebore wees as die Gees nie in jou is nie. Ja, dis die Gees van God wat ons lewend maak. Dis die Gees van God wat ons bring van duisternis tot 'n lig. Dis die Gees van God wat nou in my woon en ek die tempel is van die Here. Nou sê hy in Romeine 8 vers 26, net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons behoort te bid nie. Ken jy dit? Ek wil so graag bid, ek wil so graag voor die Here staan, maar ek weet nie wat om te sê nie. Nee? Ek weet nie reg wat om te bid nie, wat ons behoort te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Nou dink ek, maar dis 'n fantastiese skrif hier. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Die Gees van God, God die Gees, God die Heilige Gees, praat met God die Vader, presies wat op sy hart is. Is dit nie mooi nie? Weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Is dit nie mooi nie? Selfs die Gees van God bid volgens die wil van God. Hoekom sal jy anders bid? Nee? Nou, wat as ons nie weet wat God se wil is nie? Kom ek wil net daai gedagte klaar maak. As ek nie weet wat God se wil is nie, want dit kan wees, dat Jesus bid, die Gees bid, ek vind uit wat God se wil is en staan voor hom en bid volgens dit. Hy het sy wil aan my openbaar in die woord, maar ek soek ook sy aangesig. Maar as ek in 'n situasie is waar ek nie wil nie, ek wil vir julle hierdie 3, ek sien party mense neem notaatjies, jy kan hierdie 3 goedjies neersit, anders kan jy net die video ookie kyk. Wat as jy nie weet wat God se wil is nie, 3 goed wat jy kan onthou. Die een is, bid met oorgawe, Here, laat u wil geskied. Eerste ding, bid met oorgawe. Tweede ding, bid vir wysheid. As jy wysheid kort kom, vra van God, sê Jakobus. Dis sy wil om dit vir jou te gee. Vra, Here, wat wil jy moet ek doen? Nee? En die derde ding, en dit is vir my so kosbaar, want dit is so eie aan gelowiges, vertrou die karakter van God. Hy is waar,
sy woord is waar, sy karakter is betroubaar, en hy is God, hy is in beheer. Jy kan met groot vrymoedigheid vertrou op die karakter van God, dat hy jou nie sal lei op 'n weg van die dood nie. Dat selfs al moet jy nou, soos Josef deur vreeslike goed gaan, jy weet, dat as hy in beheer is daarvan, sal jy altyd by die lewe uitkom. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Ek vertrou die karakter van God. 1 Johannes 5 vers 14 sê, God luister as ons bid volgens sy wil. Geef vir ons vrymoedigheid. Jy hoef nie 'n geleerde of 'n teoloog te wees nie. Jy hoef nie grade te kan hê nie. Jy hoef net te kan verstaan dat God se woord is waar. Dit is die vrymoedigheid wat ons voor hom het, dat hy ons verhoor wanneer ons iets bid volgens sy wil. En dit is my so wonderlik, nee, dat 'n ou nou kan, ek sien nou daai 2 kleinkinders van my, dat 'n ou met groot vrymoedigheid vir hulle kan intree, kan voor die Vader staan en sê, Vader, ek bid vir hulle redding. Ek bid dat U Uself van hulle sal openbaar. Ek bid dat U, as hulle nog so klein, hulle is 5 en 2 of amper 3, dat U hulle nie net so beskerm nie, maar dat U hulle oë sal oopmaak om U te kan sien. Ek bid vir hulle, weet nie eers hulle oupa en ouma bid vir hulle nie. Maar kan voor God staan met vrymoedigheid, of vir my vrou, of dalk iemand vir haar man. Ek kan met groot vrymoedigheid voor God staan. Hy luister, 1 Johannes 5 vers 14. Sy tydsberekening is perfek. Sy karakter is betroubaar. Die kerk van Jesus is 'n biddende kerk. Ek kan staan, ek kan luister na die nuus, en ek kan vra, Here, terwyl ek na die nuus luister en hierdie YouTube video's kyk van die ou sê en daai ou sê, Vader, openbaar aan my U hart, dat terwyl die hele wêreld hulle laat meesleer deur wat mense sê, dan kan ek hoor wat God sê. En ek kan insluit daarby, en ek kan dit bid. Dis wat regverdiges doen. Is dit nie kosbaar nie? Is niks meer verhewe as dit nie. Is net so, dat ek vrymoedigheid het. En nou gaan ons afsluit met gebed. Nee, dink 'n bietjie, ons staan, ons sit hier in die wetsaal, maar ons staan die volgende sekonde, is ons in die troonkamer. En ons kan met God praat. En ons weet hy hoor. Kom ons vra vir hom. Vader, ek dink nou aan Hebreërs 12, julle het gekom by die berg Sion. Julle het gekom by die nuwe Jerusalem. Julle het gekom by die feestelike vergadering en die vrygekooptes. Julle het gekom by die volmaakte geeste van die regverdiges. Julle het gekom by Christus Jesus, wie se bloed van beter dinge spreek as die bloed van Abel. Hebreërs 12. Ons het gekom. En alhoewel ek hier staan in die nederige onderus, in die nederigende wetsaal, is ek saam met my broers en susters in die troonkamer, saam met Jesus, saam met die Vader. En verstaan ons dat U hoor. En wat 'n heilige oomblik is dit nie. Vader, ek wil vir my broers en susters bid vandag. Ek weet, dit is U wil, dat alle mense tot kennis van die waarheid kom. Ek weet, dit is U wil, dat ons vervul word met U Gees. Ek weet, dit is U wil, dat ons in alles dankbaar voor U sal staan. En ek bid vir hulle. Ek bid vir elkeen van hulle, vir hulle families, hulle gesinne, hulle geliefdes, die mense om hulle lewens, die wêreld waarin hulle bevind. Here, dat U Uself van hulle sal openbaar, dat hulle U sal sien, helder en duidelik. Ek bid, Here, dat U in hulle harte sal gee, elkeen van hulle wat vanaand hier is, gee aan hulle 'n honger en 'n dors na U, dat hulle U sal soek met alles wat hulle het, dat hulle die waarheid sal nie net sien nie, maar ook verstaan, en daarin sal lewe, dat hulle U wil sal leer ken. U kan raak sien hoe U in beheer is, hoe U waar is, en hoe U betroubaar is.
Ek bid vir hulle geliefdes, vir die wat nie by U is nie, hulle kinders, hulle kleinkinders, miskien ook hulle ander familie. Vader, ons hou hulle voor U troon. U weet wie hulle is, U ken hulle lewens, U weet waar hulle is, en ons bid vir hulle, ons verstaan, dat dit U wil is, dat hulle ook tot kennis van die waarheid kom, dat U hulle sal red, Here, dat U lig op hulle lewens sal skyn, dat U omstandighede en mense oor hulle pad sal bring, wat hulle harte sal openbaar, sodat hulle kan uitroep na U. Dankie Vader, as U familie, dat ons met hierdie vrymoedigheid na U toe kan kom. Nie net om U te aanbid nie, maar ook voor U te staan en in die bresse te tree, vir die wêreld waarin ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Dankie Vader. Amen. Amen. Elke knie sal buig, elke mond